die main event was Gervonta Tank Davis teen Frank Martin en dit was 'n 8-round knockout geweest vir Tank. Ja, jy moet maar sê, nee, jou flippin saad, ek staan op hier 6 uur of wat ook al, en ek dink, ek wonder, is die fight nou al op of wat gaan aan? Ja. Ek kom Straul in die sitkamer, hier lê jy en kyk, Lekker, drink koffie. Tank is al by die 5de, 6de ronde. Ek sê, hoekom die ma maak jy my nie wakker nie? Toe sê jy het ook, toe jy opstaan, toe Tank begin fight. Jy wou seker vir 'n slag hê, ek moet op die podcast sê, ek het dit gemis en jy het nou opgestaan. Al die informasie. Ja, jy vra nou vir my gisteraan, moet ek jou wakker maak, is dit, hier kom ek, pik donker, dus het gaat hier niks aan nie. Maar die plan vir my was gewees om letterlik te deurnag. Ek het gedink, ek gaan maar 2 uur begin, al die pre-fight se goeters kyk, want dit het 2 uur begin die kaart. Ja, nee, maar letterlik toe 2 uur kom, toe is ek so moeg, toe sê ek flip dit, ek gaan 'n bietjie lê, en toe lê ek baie. Okay, wat het die twee, sê, wat het jy gesien? Ja, dit was eintlik maar competitive hier van die begin af. Ek dink Frank Martin in die eerste 3 rondes al 3 gewen, want hy was net meer active. So hy het nou was bietjie op die defensive, maar hy het lekker houe geslaan en Tank is maar, klink het my bekend daarvoor om stadig te begin. Ja, hy is so, hy loud eers die information en maar as hy die information kry dan laat loop hy. So dis wat hier ook gebeur het. So ja, ek dink Martin in die eerste 3 rondes gewen en toe Tank begin ek dink Martin het dalk miskien nog 1 ronde gewen, die 5de ronde of iets. Maar hier van 6 af in die tweede helfte van die fight, 6, 7, 8 was net Tank geweest. Toe begin vat hy oor. En eventually toe knock hom uit. So ja, Frank Martin het goed gedoen. Ek dink hy is 'n goeie bokser, hy was nou ook undefeated en al die dinge, so ja, hy het goed gedoen. Okay. Ek dink hy kan nie sleg voel oor sy performance. Hy het nou wel 'n bietjie bietjie bang gefight, wil ek amper sê. Want hy was heeltyd op die back foot, maar hy het getry. Hy was vinnig, hy Tank om vasdruk en beweeg hy en so, en toe iewers skielik toe hou hy net op, want hy net loop staan in die toue en Tank is maar net op hom. Toe hy het self gesê, hy het gevoel hy beweeg te veel, maar toe staan hy te stil en toe word hy geknock out. Toe proe hy daai power, ja. Jy moet maar nie voor Tank staan en te lank wag nie, want iewers gaan, dis verskriklik erg. Jy kan nou, albei ouens kan skill vir skill ewe goed wees, maar as jy voor mekaar staan in 'n shootout, maak nie saak wat jy nou, of jy wil cute wees met jou defense of counter of wat nie, dan loop jy maar nie die hoër risiko dat ek kan daai ou raak slaan en is alright, maar as hy vir my slaan, dan kan ek dalk uitpaas. So ja, maar die ding is, die paar goeters wat ek nou gesien het, obviously, ek dink ek het by die 5de ronde, dink so, ja. Die 5 of die 6de ronde, want vanaf ek gekyk het, jy het vir my gesê, Martin fight goed, maar vanaf ek gekyk het, toe sien ek net hoe Tank hom jaag, soos hy sit net die hele tyd pressure op hom en Martin beweeg rond, en dis amper asof Tank net besluit het, okay, ek gaan jou nou knock-out, en ek gaan nou die pressure op jou sit, en toe lyk het, toe's daar nie veel wat daai man kan doen aan nie, soos, he just walked him down, hy loop net na hom toe, hy het amper so half 'n disregard gehad vir Martin se power, soos, dit lyk nie eens hy's regtig bang daarvoor, hy was nie onverantwoordelik, maar hy slat, hy het sommer so 'n slapping right hoek geslaan, en hy steek met daai linkerhou, daai straight punch, hy slat vrek hard, en hy slaan mooi, daai wat hy, hoe stel mense het, soos hy het mos die jab cross met die regter en die linker, maar hy doen dit so atleties, die jab wat hy gooi, en as die cross oorkom, dan step hy so mooi deur, soos papa, en dan is hy vinnig weer terug in posisie, en ja, wanneer was dit in die 8ste ronde, toe, soos jy sê, toe kry hy iewers vas, dat die ou nou sy man wil staan, en hy peper hom so bietjie, en ek dink hy het 'n right uppercut, jou ma, het geland, en toe slaat hy hom nog gehou, en toe hy soos half kant toe gaan. Maar dit was vir my, jy sal seker, ek weet nou nie hoe ander mense voel wat dit gesien het, maar vir my was dit 'n
vicious left hook gewees en hoekom dit was nie net vir my vicious nie, dit was vir my flipping beautiful gewees want die talk wat hy gekry het en die accuracy en die timing want die ou was besig om kant toe te gaan en jy kan sien hy het geslaan en toe halfway in toe verspoedig hy sy punch, toe maak hy dit vinniger laat dit kan raakslaan, maar dis soos op die button en toe slaan hy daai man kusbou dis hy uppercut wat hom dink ek genock-out het. Ja, dit het hom dis Kimbabulite ja, wat hy het hou geslaan en toe kom die uppercut deur sy defense en toe kan jy sien hy man so 'n ander val en toe hy sy ander val wat hy so weg beweeg toe sien hy was dis sy kans. Daai left hook. Slaat hy vir hom kus. Ja, maar as ek moet raai, dan sal ek sê die hardste hou in daai sequence was die left geweest. Dit voel vir my dit was harder as die ja, die uppercut het net die damage gedoen en maar daai laaste hou was hy doodskoot. Dis soos om 'n point blank ou tussen die oë te skiet. Wap. Ja. Okay. Martin was vir my kwaai gewees. Hy lyk kwaai, cool gefight alles. Dit het net vir my gevoel hy's 'n bietjie te defensive minded. Hy's te bang. Hy het heeltyd rond geskarrie, rond beweeg. En ons het nou gesien hoekom, so ek kan nou nie sê moet nie so fight nie. Dit het maar net vir my gevoel dit was te veel 'n kat en 'n muis besigheid. Dit was nie soos 'n ja, dit het net in die begin gewerk en toe Tank om nou uitfigure toe werk het nie meer. Toe help dit nou nie meer so baie. Nee, dit toek sommer nie meer nie. ja, want toe slaap hy. Toe slaap in die Shadow Realm. Vinnig. Wie wil jy vir Tank volgende sien fight? Die options nou is Ryan Garcia het hom ons in die kom geluk gewens en gesê op sy hemp, weet jy of jy gesien het die Garcia het met 'n swart hemp daar gestaan wat sê Tank is a BH en toe loop groet hy vir Tank goed. Hy wys nou vir Tank sy hemp en hy sê toe vir hom ja, ons moet rematch en toe sê Tank vir hom ja, I'll beat you up again of wat ook al. Ja. So miskien as hulle daai fight kan organise sonder dat Ryan hierdie keer gaan ge-white drain wees en weet jy wat alles. Maar ek dink eens Ryan kan fight dalk vir die volgende paar jaar want hy het nog hy case wat vir hom wag. So maar anyway, Ryan Garcia is die een, die ander een naam is Lomachenko en die ander naam is Shakur Stevenson. Eintlik is Ryan die meer fantasy fight want hy sal klaar 140 en hy sal klaar in sy kas in met roids en goeders. Loma en Stevenson, watter een van daai twee sal jy wil sien? Ja, ek maak nie vir my saakie. Hy kan maar enigeen fight. Hy kan maar die een na die ander fight ook maak nie. Ja. Maak nie saakie. Ek sê enigeen fight. Ja, ek weet nie, dit voel amper Loma is nou champ. Maar ek dink hulle al drie is nou champs dan nie. Maar hy nie is ook mos nog champ. Ja, hy nie is mos nee, hy het mos opgegaan in white. Hulle is 140. Tank is 135, die lightweight champion. Maar ek weet nie wie's nog champion in lightweight. Kyk, hy nie was champ. Hy was mos die unified en toe wyk hy en hy beweeg op. So nou het Loma gefight vir een title. Dink dit was dit die WBC wat hy vir Kambosos mos gefight het en gewen het. Ja. En ek dink Tank het 'n title. Ek weet nie waar sy ander. Ek weet nie of die ander mense al titles opgetel het nie. Maar to tell you the truth, as Tank en Loma nou moet fight, sal ek seker vir Tank die favorite maak. En die fight is te laat. Soos as hulle 5 jaar terug toe Loma in sy prime was en al was dit nie in sy weight division nie, maar hy was in sy prime, toe Tank daai man avoid asof hy die swart plague is, die black plague. Nou wil Tank kom fight, want nou sê hy verloor en hy het al allerlei probleme gehad. Maar dit voel vir my as Loma vir Tank moet fight, sal ek wil hê hy moet eers vir Tank fight voordat Shakur vir Tank fight, want as hy nog oor 'n jaar eers teen Tank moet fight, is hy nog ouer. En so laat hy maar nou terwyl hy daarom nog op 90% is of 80% teen die beter ouens fight. Maar Shakur Stevenson het ook daai generational talent vibes op hom. Hy's nie so gevaarlik soos 'n Terence Crawford wat almal links en regs knockout. Terence Crawford is vir my something different. Hy's totally special. Maar Shakur voel vir my amper soos
'n Floyd Mayweather. Dit is soos 'n puzzle wat jy nie kan uitvind nie. Jy hoef nou nie bang te wees hy gaan jou vrek slaan in die ring nie, maar jy kan hom net nie, you just can't crack the code. Hy soos flippend vinnig, hy soos sy oë sien alles, hy's athletic, hy het 'n baie decent power, hy het soos, en ek dink die ergste van alles is hy daai cerebralness wat Floyd het, hy's verskriklik intelligent in die ring. So baie mense glo hy is die future pound for pound nommer 1 in die wêreld, is hy ouer raak en goeie. So, maar ek wil sien vir Tank en vir Shakur. Dit is soos, jy weet mos daai vraag van who wins a unstoppable force or a immovable object, soos watter een gaan meegee as hulle twee mekaar ontmoet. Nou Tank is die unstoppable force wat vorentoe gaan en Shakur is die immovable. Niemand kan hom knock-out nie, niemand kan hom seer maak nie, niemand kan hom, soos ja, ek wil graag, ek wil albei daai fights graag sien, maar as jy vir my sê kies, sal ek sê vir Louma se onthaalwe, laat Louma my eerste fight teen Tank, dan is sy kans 'n bietjie beter.